As u enige iets kon verander in die huidige omstandighede, wat sou dit wees en hoekom sou u dit wil verander? Ek sal net baie graag wil hê dat almal bevoorreg moet wees, never mind ras of kleur. Elkeen in 'n werk kan wees om self te verdien. Dan sal dit nie so moeilik met ons gaan in Suid-Afrika nie. Almal 'n vrye keuse, daar is werk vir jou. Die mense moet op om met daai hengse uitgawe aangaan en ver met daai vir 'n tweerandjie vir 'n CV om in te gooi en die persoon kry nie werk nie. Dis my wense vir ons jong kinders vir die toekoms, dat almal vrye keuse moet hê om te kan werk. As ek terug moet gaan na Midwest, mevrou, kan ek vir mevrou vra, wat was die huidige gevoel daardie dag wat u julle die boodskap gekry het dat julle nou moet uittrek van julle huise af waar julle kinders groot geword het en alles daai. Wat was die gevoel? Hoe was die atmosfeer? Hoe het dit gelyk? Alles daai tipe dinge. Weet u, almal was baie opgewonde oor hulle eie huis gaan kry. Almal was en hulle was hastig geweest om te gaan. Maar daai was geweest, dit was in 'n Maart maand wat hulle almal gepak en gegaan het en dit my goed gelei word en my goed en ek wil gaan. En dit was 3 maande daarna dat kry die mense sê hulle spyt, hulle moes nie. Maar toe was ons ook hastig geweest as gevolg dat hulle sê die grond moet gebruik word vir fabrieke, né? Nou vir meer vir werkskepping, doet almal sê, nee, maar dit is nou reg, kom werk, almal gaan nou werk kry en doen. En uiteinde, daar's nou mushrooms, daar's so spierbeduise waar die blankes ingetrek het. Te lieflik gekoop het en ons Bobbejaan het gegaan, waar ons so gelukkig was as gevolg vir werkskepping en daar bly ons ryk mense nou almal van Transvaal en Natal en hulle kla oor ons fabriek wat so stink. Maar dis nou so lieflike geur. Gaan ek nou vra my gelede. As ek vir u kon vra, nee, hoe het dit u twee seuns geaffekteer toe hulle hoor dat hulle moes vertrek uit Midwest uit? Hulle twee was glad nie gelukkig nie. En nie net hulle twee nie. Hulle was 'n hele paar, hyselfde ouderdom, want jy weet dit was hulle hy sien ken hulle sy palm van hulle hand, want hulle sal inhardloop die meisies en die seuns, maar as hulle van die skool af sit hulle boeke neer en woepsie, hulle geken eerste, tweede, derde en vierde klip. Hulle was bitterlik ongelukkig. En van hulle gaan nou nog, soos ek sê, lang naweek en so aan, dan gaan hulle nog terug Midwest toe. Daar is so 'n plekkie waar hulle kan gaan parkeer en vleisie braai en doen, maar almal verlang terug, maar dit is te laat. Mevrou, ek sien nou hierdie prent wat hier op mevrou se tafel gelê het. Die trotsheid van Midwest straal redelik uit hierso. Kan mevrou miskien vir ons meer van hierdie prent uitbrei? Dit is net die verwys. Dit is waar ek gewoon het. Ek het laaste gebly. Toe's alle huise, sien die dakke, alles is af, want ek het geweier om te gaan. Hier was my huisie, dis die toilets gewees voor my deur, en tot daar kan jy sien, is alles afgebreek gewees. Ek het alleen gesit met my twee seuns en my man soos 'n duiwel. Maar toe het ek ook nog steeds geniet, maar dit het 'n bietjie gevaarlik toegeword. Maar so het ons kyk die distansie, die water het gespoel tot in die toilet. Ons het op die see gebly. En daar het ons almal alles rondom my afgegooi wat hulle nie mag as gevaar vir my kinders. Maar dit het my seun Sebastian Koopman geskilder. Hy was baie ongelukkig toe ons in pad gedaan. En dis die prentjie wat ek al die jare hou vir 24 jaar. Baie dankie mevrou. Baie dankie vir mevrou se tyd vandag. Dit was wonders om die geskiedenis te hoor van mevrou se perspektief af. Ons is baie bly dat u tyd opgeoffer het om met ons jongelinge in te kan lig oor dit. En weer eens baie dankie vir die tyd. Nee, is 'n groot plesier en ek hoop net vir julle drietjies vir die beste vir die toekoms, né? Dankie mevrou. Baie dankie.